Rowan de Tooy is 'n bekroonde liedjieskrywer wie oor die afgelope 3 dekades al diep spore in die plaaslike en internasionale musiekbedryf getrap het. Hy is vandag hier in die ateljee om 'n bietjie met Roseanne te gesels oor sy loopbaan en nuwe musiekvideo. Baie dankie Elsa. Welkom, goeiemôre, good morning Rowan. Goeiemôre, good morning aan julle en almal wat daar buite is en kyk. Mense sê nee, daar is nie so 'n ding soos 'n oornag sukses nie. En jy is bewys daarvan. Jy het jou loopbaan op 'n jong ouderdom begin. Daar is oornag sukses, die nagte verskil net, die lengte van die nag. Soms is die nag lank, soms is dit kort. Nee, ek dink ewen die wat dit vinniger reg kry as ander. Daar's altyd 'n hele klompie werk aan betrokke en party gebeur die werk eintlik ook maar eers partykeer na die sukses, dan kom die groot werk om nou maar die fondasie en die goeders reg te kry, maar myne was jare as 'n kindergoeders optredes. Ek altyd ouer huise en dames tees en die klein blonde kop seentjie rondgeruk koeksusters. Ek lyk ook nie so van lag nie. En dan daardeur en later pubs en toe nou uiteindelik nou so 'n bietjie die groter verhoog. Wat was toe nou jou groot deurbraak? Sal jy sê as daar een oomblik was wat jy vasvang as okay, dit was die tyd vir my? Dink dit was maar die Sound of Silence oomblik, ek nog by Touch of Class in 2016, toe ons die kans gehad op Classics is groot daai tyd, in die Moreletta kerk om Sound of Silence te doen. Was ook so 'n last minute call en ons is en niemand weet wie ek is en wat ons daar doen nie, en ek kan onthou, dit was nog hierdie, ek het so swart jas aangehad met sulke swart make-up op my oë en die lig is ook net van agter af, so was bietjie weird, maar dit impak gemaak. Ek dink dit was die groot oomblik en van daar af het dit toe net geeskaleer na die Afrikaans is groot oor dieselfde jaar wat ons dieselfde Engelse liedjie op Afrikaans is groot gaan doen het. So dit was ek dink dit was maar die groot oomblik, die groot breek soos hulle sou sê. Ja, dis ongelooflik. Jy beskik oor 'n 4-oktaaf stem. Daar is seker baie sangers wat redelik jaloers is oor daai instrument van jou. Want ek is net so jaloers op party ons het 'n gitaar ordentlik kan speel en ek kry dit reggie. Nee, ek hoop nie so nie. Ek dink elke ou beskik maar in sy eie talente en in sy eie manier wat hy sy goed aanpak. Ek is geseën, God gegee talent om my stem relatief te kan gebruik. Ek het hard gewerk om hom laer te kry so deur die jare. Ek het oor die algemeen, ek was maar 'n sopraan as kind en kon bitter hoog sing. En toe die stem nou breek, nog steeds relatief hoog vir 'n man, maar ek moes hard werk om die lae register eintlik maar deur te kry en om te ontwikkel. En ek en my broer was nog in die duetpaar ook daai tyd. So hy het al die lae parte gesing en ek het altyd die harmonies bo gedoen. So daar het ek ook nie regtig die lae gedeelte en toe hy ophou sing toe ek myself so half forceer om van die laer goeders te doen. So ek gebruik maar my instrument op my manier en so elke ou beskik oor sy eie goed en hy doen sy ding op sy manier. Ek is so bly jy sê dit het harde werk geverg om jou stem so te kan beheer, want baie mense sien as iemand so talentvol soos jy is, daai ou laat dit so maklik lyk, maar meanwhile is daar sulke werk wat agter die skerms ingaan om dit so maklik te laat lyk en maklik te laat klink. Ja, dit is wel, ek weet nie of ek vir almal kan praat nie, in my geval werk ek hard, maar ek geniet dit. Dit is vir my lekker. Dit is vir my die lekkerste ding in die oggend om op te staan en in my studio in te gaan en te gaan werk. So ons dae is relatief oor die algemeen bestaan uit tussen 5 en 6 ure slaap. Die res is musiek. So ek en my vrou doen dit gelukkig saam. So ek kan bekostig om bietjie meer tyd aan die musiek te bestee, sonder dat mamma by die huis vir jou kwaad wil sê, hoor ek na een van die tyd ophou werk. So nee, ek moet sê ons is gelukkig in daai omstandighede dat ons kan saamwerk en hierdie kan saam doen. Ons albei dryf dieselfde passie en ons doen dieselfde ding. Jy het al saam met internasionale groot kunstenaars die verhoog gedeel, Amira Willighagen, Patrizio Buane en dan Il Divo ook. Kan jy daardie ervarings beskryf? Leer. Ek meen elke keer kom hierdie ouens met ander ervaring en hulle kom van ander eindhoeke van die wêreld af en was op ander groot verhoë en goed en ek dink 'n ou sit partykeer net terug en jy jouself nie toelaat om
net daai in te neem ook. Ek meen baie mense sê maar as jy nie op jou senuwees nie, hoe voel die butterflies nie goed? Ja, daar is 'n mate van butterflies want ek dink dit moet daar wees om die edge te gee, maar ek was nog nooit in my lewe op my senuwees voor 'n vertoning nie. So ja, ek dink 'n ou gebruik al hierdie goed en jy leer uit hierdie mense se ondervinding uit. Jy kyk wat het hulle al gedoen, waar was hulle en hoe doen hulle sekere goed. Ek meen jy kan nie leer as jy nie kyk nie. Dit is maar net eenvoudiger dit is. So ek sien alles as 'n leerskool en om myself te verbeter in die toekoms. 'n regte proper big match temperament wat jy daar het. Luister, jy is besig om aan iets te werk wat Jay, Bok van Blerk, Rieker Snell en Christine insluit. Kan jy vir ons bietjie vertel daaroor? Ja, ons kan. Ons release Vrydag. Soos nou Vrydag release ons 'n liedjie getiteld Jagtrip. So en dit is maar tipies dit. Ons is in die jagseisoen en die manne hou daarvan om die camos aan te trek hierdie tyd van die jaar wel en die dames en so 'n bietjie uit te gaan in die bos en partykeer sommer net om maar te gaan sit en te kyk en ander trek 'n bokkie plat vir die huis en dit is maar waaroor hierdie gaan. Dit is wel hierdie is 'n bietjie jag en visvang moet ek ook sê, daar's 'n bietjie visvang ook in. So dis eintlik maar die buitelewe. So dit is 'n lekker van liedjie en almal wat al uit was op een van hierdie trips gaan dadelik daarmee kan vereenselwig. Ek wil net voor ons advertensiebreek te gaan gou vra, hoe was dit om vir julle vier om saam te werk? Wel, ons werk al so baie saam in die Afrikaans ons groot scenario's en aan feeste en so en dan ons sien mekaar maar gereeld by die studios. Ek meen ek ken vir Chris van dat Chris so groot seentjie is. Ek en Rikus ken mekaar nou al jare. Ek meen ek en Jay werk al jare saam, ek en Bok werk al. So dit is eintlik maar to get a few buddies together en sê hoorie, gaan jy daai part sing? Nee, okay, ek gaan daai part sing. Nee, ek wil daai part sing. Sing jy daai? Nee, daai gaan beter by jou werk. Okay, sing jy daai part. Lekker Roan. Ons gesels nou 'n bietjie verder weer met jou. Dit is Roan de Tooy wat saam met ons kuier in die ateljee. Bly ingeskakel. Sy musiekvideo is op pad. Jy kyk, goeiemôre, good morning.